Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Groete in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dis opnuuts vir my weer eens 'n groot voorreg om met julle te wees. Kom ons verkeer voor die Here gesellig in sy geregtigheid. Kom ons benut die vrede en die vreugde wat hy aan ons verskaf. En kom ons verbly onsself in hierdie heil en saligheid waarmee ons toekoms in die oë kan staar. Ek wil vir u aanmoedig om vir 'n baie goeie gehalte brille te kry, sonbrille dit is, omdat die helder skyn van die toekoms so mooi vir ons vorentoe roep. Bid saam met my, en wy ons hierdie oomblik aan die Here toe in gebed. Vader in die hemel, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die verlenging van ons dag en dae, ons lewens, Here. Dat ons te midde familie en geliefdes kan wees, om getuienisdraers te wees van u goedheid en u guns. Vader, ek vra nou opnuuts vir 'n salwing oor my lewe, 'n salwing in my mond, 'n salwing in die woorde van die Heilige Skrif wat u aan ons voorgelê het. Dat dit wat gespreek word, u eerstens sal verheerlik, en dat alle hoorders en belydenisdraers van hierdie getuienis geseënd en salig sal wees. Dit bid ek nou in Jesus kostelike naam. Amen en amen. Nou ja, volk van die Here, ons is op daardie plek en tyd van die jaar wanneer ons nou besin die diepe verborgenhede rondom die Here se wegraping. Dit is nou 'n paar dae sedert hy sy hemelvaartservaring deurgemaak het. Ons is as die kerk in 'n toestand van herdenking. We are memorializing the moment of one of the most fantastic, amazing experiences that any human being can ever experience. Dit wat die Here geervaar het hy ervaar as 'n medemens soos ons. En ja, hierin is die verborgenheid, die groot geheim van die Godheid wat beklee is met mensdom. Jesus, volwaardig mens, Jesus, totaal God. Hy is, soos Jesaja vir ons sê, wonderlik ons raadsman, ons vredevors, ons ewige Vader, ons magtige God. En ons onthou ook dat hy te midde mense as mens beweeg het. En dis daardie mensskap van hom wat ek wil aangryp en voordien. Daardie unieke aspekte van die verheffing, die verhoging, die oplig van Jesus, waarvan die Skrif vir ons sê, aanskou my diensknegt. Hy sal groot gemaak word. Hy sal verhef wees. Hy sal hoog gelig word. Daardie hoog lig, daardie verheffing van hom, dit is waaroor ek wil praat. In hierdie tydpause tussen die hemelvaartervaring en die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons as gelowiges miskien by die einde van hierdie week, op die naweek van Sondag, Pinksterdag, gaan vier. Hierdie periode, 'n 10-dae periode, waarin hy aan sy disippels 'n vermaning nagelaat het, 'n instruksie aan hulle betoon het. Hy het gesê, moet nie teruggaan na normale leefwyses toe nie, maar vertoef julle hier in Jerusalem met afwagting,
wag vir my, wag totdat ek aan julle sal verskaf die belofte van die seëning. En ons tradisie, die geskiedenis van die verlede, ons ervaring van jaar tot jaar, is dat sy disippels, 120 in getal, het vir 'n periode van 10 dae in afwagting van die volbringing van die belofte van seëning in die boventrek in Jerusalem vergader. Bedags, soms reg deur die nag, het hulle daar gebly totdat daar die wonderlike oomblik toe sy moeite geboorte gegee het aan wat ons nou ken en verstaan as die kerk van God, die kerk en liggaam van Jesus Christus. Nou, daar is diepe verborgenhede in hierdie pauseperiode vanaf die hemelvaartervaring tot dit wat ons op die volgende naweek gaan benut en geniet, die Pinksterervaring. Hierdie 10 dae periode is belaai met verborgenhede. Ek wil daaroor praat. Ek wil daaroor praat sodat ons onsself so kan inrig met 'n verwagting. Kyk, die Here is mos 'n God van getrouheid, is hy nie? Ja, hy is 'n God van getrouheid. En hy is nie net 'n God van getrouheid vir hulle aan wie hy daardie vermaning oorgedra het. Wag, vertoef in Jerusalem nie. Nee. Hy is ook 'n God van getrouheid in alle geslagte, van geslag tot geslag. So vanaf daai tyd tot nou toe, en die tussenperiode, bly hy 'n getroue God. En die ding wat hy beloof het, wat ander se ervaring was, wie ons vooruit gegaan het, daai selfde ding, sal hy getrou wees om aan ons ook oor te lewer. Kom, ons kyk waarvan ek nou praat. My gedagte haas nou vinnig na daardie gesig. Ek kan nou regtig sê of dit 'n droomgesig was nie, of was dit iets waarin Dawid vasgevang was terwyl hy God aanbid het, hoe hy oorval was met hierdie visie. Dis 'n visie waarvan gepraat word. En toe hy weer uit die visie uitkom en hy sy aanpassing gemaak het in die samelewing waar hy homself bevind het, het hy seker gemaak dat hy daardie visie neerskryf. En die visie is neergeskryf in die vorm van die Psalm 110. So ek is al reeds daar, ek wil begin lees, ek gaan hom eers in die Engels lees en dan aan die Afrikaans. Ons lees 'n wonderlike gedagte wat vir ons in die verlede terug kan vat na die oomblik van die verborgenheid tussen die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. So, dis vir my so, die Engelse woord is amazing. Dis vir my so amazing dat dinge wat mense nie van weet nie, God het al reeds die goed verklik. Hy het dit bekend gemaak, soos die Spreuke sê. Dit is God se heerlikheid om 'n ding weg te steek, om 'n ding te verberg, to hide a matter. Maar dit is die koning se voorreg om dit uit te soek, om dit te vind en om dit te toonbeeld. So, daar is dinge omtrent hierdie periode wat in hierdie opskrifte nou aan ons bekend gemaak word. Kom ons lees dit saam. Psalm 110. Ek lees eers die Engelse weergawe, dan wil ek die Afrikaanse weergawe lees. Dis 'n psalm van Dawid, en die psalm begin met hierdie woorde: The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord, en hier moet ek die onderskeid aan u verduidelik, u sal sien in u Bybel, wanneer u dit lees, dat in die eerste gedeelte van die voorstel van die Here, the Lord, word dit in hoofletters opgeskryf. Maar wanneer die Here vir die tweede maal herhaal word, sal ons sien dat die letters is klein letters.
So daar is 'n onderskeid tussen twee persone hier. Hier is twee persone waarna verwys word. Die ene is die Here met hoofletters en in die tweede plek is dit die Here in klein letters. En ek gaan myself vooruit met die gedagte, net sodat u kan verduidelik, in die een sin word daar nou verwys na God ons Vader. God ons Vader. Maar in die tweede sin word daar verwys na die Here Jesus Christus, die Seun van God ons Vader. So dis God ons Vader wat aan die Here Jesus sê, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord, God ons Vader, will extend your mighty scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. Your troops will be willing on your day of battle, arrayed in holy splendor. Your young men will come to you like dew from the morning's womb. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. Dit is weer eens nou 'n verwysing na die jong manne of die jongelinge op wie die dou van jeug ewig berus. Want jy sal sien, wanneer jy vers 5 lees, dit is die Here met klein letters. The Lord is at your right hand. Maar Jesus word gesê, sit jy, Jesus, op my regterhandskant. So, op die regterhandskant van die Vader is 'n troon en Jesus word genooi om op daardie troon te kom sit. Jesus sit op die Vader se regterhandskant. Maar in vers 5 sien ons dat op Jesus se regterhandskant sê dit vir ons, the Lord is at your right hand. He will crush kings on the day of his wrath. He will judge nations, heaping up the dead and crushing the rulers of the whole earth. He will drink from the brook along the way, and so he will lift his head high. Selfde verse, ons lees dit in Afrikaans. Die Here het vir my hier gesê, sit op die ereplek aan my regterhandkant, totdat ek jou vyande verneder. Ek verneder hulle tot 'n voetbankie onder jou voete. Uit Sion sal die Here u heerskappy uitbrei. U sal heers oor u vyande. U volk sal as vrywilligers diens doen op die dag van u magsbetoon. Op die heilige berg, wanneer die dag breek, kom u jong manne soos die dou. Die Here het 'n eed afgelê en sal dit nie herroep nie. Jy is 'n priester vir altyd, volgens die orde van Melchizedek. Die Here staan aan u regterhand. Op die dag van sy toorn sal hy konings verpletter. Hy sal die nasies oordeel en hulle dooies sal oral lê. Hy sal hulle leiers verpletter oor die hele aarde, maar hy sal hom verkook uit die spruite langs die pad, want hy sal seëvierend wees. Nou, dis vir my 'n wonderlike gedagte om te bepeins rondom die idee van 'n plek, 'n aanduiding van waar. 'n plek, 'n aanduiding van waar. En in hierdie geval is die plek of die aanduiding van waar op die regterhandkant, on the right hand side. Vanaf hierdie plek, vanaf hierdie aanduiding van waar, is daar gesag en bemagtiging, daar is autoriteit om heerskappy uit te oefen oor al sy vyande. Nou, sy vyande is ook die vyand van die mensdom. So die vyand van die mensdom begin natuurlik op die uiterste met die dood self. Maar vanaf daar die uiterste, die dood, is daar
verswaktes onder hulle geliedere, wat ons kan uitken as kwale en siektes en kwesbaarheid en dinge wat maak dat die lewe sleg is, moeilike omstandighede, dinge wat net in teestryd is van welsyn en welmoed. En hierdie vyande moet oorweldig word. Hierdie vyande moet vernietig word. Hierdie vyande moet onder sy gesag gedwing word. En hierdie plek, hierdie aanduiding van waar, word genoem my regterhand kant. My right hand, at the side of my right hand. Vanaf hierdie aanduiding van waar, hierdie plek waarna verwys word, word daar 'n scepter uitgestrek. Hierdie scepter word genoem heerskappy. En hierdie aanduiding van waar, of hierdie plek waarna verwys word, het 'n naam. En die naam van hierdie aanduiding van plek is Sion. Nou, wanneer 'n mens, soos dit heiliglik in die wêreld is op die oomblik, met sterk opinies rondom die bestaan van die nasie van Israel en die Jode spesifiek, maar ook as 'n verder uitbreiding van bybedoeling. Wanneer daar gekyk word na hierdie woord, hierdie naam, Sion, wat volgens die aanduiding van plek en volgens wat ons nou net gehoor het, Sion genoem word, wanneer jy kyk, gaan jy sien dat daar baie sterk negatiewe opinies is rondom dit. En die rede daarvoor is, omdat dit 'n magstryd is van die totale opsomming van die vyand. Die totale opsomming van die vyand teen die mensdom. Maar die mensdom het 'n verteenwoordiger. En daardie verteenwoordiger is die Here self, wie se naam Jesus Christus is. The Lord Jesus Christ is the full summary of representation of mankind, of humanity, and every conceivable way in which humanity is opposed, whether it is in the ultimate by death itself and by downward gradation, sickness, disease, suffering, pain, trouble, complications, difficulties, hardship, to whatever extent the experience is being brought to bear. Ons moet dit sien deur die lens van die skrif, en die skrif sê, ons is in 'n totale voluit gevegstryd met vyande wat toegewyd is aan ons verwoesting. Totale verwoesting. Maar nou sê God, vanaf hierdie plek af, en vanaf hierdie tydstip, so dis twee dinge, dis 'n aanduiding van wanneer, maar dis ook 'n aanduiding van waaruit, en waarna toe. Is daar nou 'n scepter, die teken of die simbool van sy heerskappy, sê, totdat ek jou vyande verneder, en hulle 'n voetbankie onder jou voete maak. Ek strek uit jou heerskappy en ek brei dit uit sodat jy ten alle tye mag heers onder jou vyande. Luister na die volgende woorde. U volk sal as vrywilligers diens doen. The English wording says, your troops will be willing in your day of battle. Met ander woorde, as nog 'n woord in die Engels wat het selfs beter verduidelik is, they shall volunteer in the day of your power to fight
on your behalf, because the victory is assured. So, waarvan praat ons nou regtig? Ons praat van wat gebeur het in die tussenpouse vanaf hemelvaart totdat die oomblik wat die Heilige Gees uitgestort het om bemagtiging en bekragtiging oor te dra aan die gelowiges in die boventrek in Jerusalem. Wat se ervaring volgens die beginsel en beleid van God se getrouheid in elke geslag van opkomende gelowiges herhaal word. Dit word herhaal. So wat ons nou van hoor en na luister is 'n geheim, 'n verborgenheid rondom die gesag om oorwinning te behaal en om te stry, om dit in hand te neem, die oordraande gesag, die bemagtiging, die krag, die sterkte van die Gees en die Heilige Gees van God self. En dit word gevind op 'n baie spesifieke plek. Die plek waar dit gevind word is op die regterhandskant van God. En hierdie regterhandskant van God, sê die Bybel sê vir ons in Psalm, in Jesaja liewer, Jesaja 49, en ek moet dit lees. Want vandat Jesus op die regterhandskant van God die Vader se troon op nog 'n troon sit, word hy Jesus self die regterhand van God. Maar hy verleen dan ook, as ons na vers 5 kyk, dat ons op sy regterhandskant moet wees, sodat daardie bemagtiging, daardie uitbreiding van sy heerskappy, daardie gesagsdraande salwing, daardie sterkte van die Gees van God, deur ons, die kerk Sion, uitgeoefen word, te midde die vyandskap teen wie ons in oorlogstryd is. Nou luister, wat sê Jesaja rondom hierdie selfde gedagtes in vers 22 van Jesaja 49 sê dit vir ons, so sê die oppermagtige Here. Nou daardie woord oppermagtige Here in die Engels is die the sovereign Lord. Nou by sovereign beteken dit daar word nie berading ingeroep vir advies nie. Dit is 'n uitgemaakte saak dat God alreeds sy gedagtes opgemaak het en 'n besluit geneem het. En die besluit word gemaak uit hierdie oppermagtigheid van hom, this sovereignty of God. Want niemand vir hom kan handleiding of kan sê so en so nie. Maar God het sy eie gedagtes opgemaak en hy sê dus vir ons, this is what the sovereign Lord says. See, I will beckon to the nations, and I will lift up my banner to the peoples, and they will bring your sons in their arms, and carry your daughters on their hips. Kings will be your fathers, and queens will be your nursing mothers, and they will bow down before you with their faces to the ground, and they will lick the dust at your feet. Then you will know that I am the Lord. Those who hope in me will not be disappointed. Can plunder be taken away from the captive? Can plunder be taken away from warriors, from the fierce, from the mighty? Or can captives be rescued from the fierce? But this is what the Lord says, yes, even the captives will be taken away from the mighty, and even the plunder will be retrieved from the fierce. For I will contend with those who contend with you, and your children I will save. In die Afrikaans sê dit, so sê die oppermagtige Here, ek steek my hand op en gee 'n teken aan die nasies. Wat steek hy op? Jy kan nie jou hand opsteek as jy nie jou arm uitgestrek het nie. En in hierdie geval moet ons besef dat wat God nou in die verborgenheid van hierdie wonderlike verse aan ons bekend maak, waarin hy verklaar, die vyande volgens Psalm 110 moet verneder word, hulle moet oorweldig word, hulle moet
Hulle moet die verloorkroon dra. En nie net dit nie, hulle moet 'n voetbankie gemaak word. Met ander woorde, hulle moet ondervoed wees en verbrysel word. En hy doen dit deurdat hy sy regterhand en sy regterarm uitstrek. Nou, wanneer ons dink en kyk rondom die idee van 'n regterhand en 'n regterarm, dan moet ons besef, hy praat regtig eintlik van die gees en naam van die Here Jesus Christus. Dit is waaroor dit regtig gaan. Dit gaan daarom dat God toelaat dat ons as gelowiges hierdie naam opneem in ons mond. Dat ons hierdie naam verklaar, dat ons hierdie naam bekend maak. En in die bekendmaking van hierdie naam kom die vermoëns van sy gees na vore wat voorgeskryf word deur skrif. Elke belofte van herwinning, elke belofte van verlossing, elke belofte van heil, elke belofte van saligheid, elke belofte van genesing, elke belofte van intervensie, elke belofte van God se intree om 'n saak op te los van ons, het sy uitbreiding in baie spesifieke bewoording. En wanneer ons hierdie bewoording opneem en ophemel in die naam van Jesus Christus, dan lig ons die arm van God op, dan strek ons die hand van God uit. Luister hoe word dit aan ons in 'n verborgde manier bekend gemaak in Psalm 118. En ek lees vanaf vers 15, dit sê vir ons soos volg: Vreugdeliedere van redding word gesing in die tente van die regverdiges. Nou, my liggaam is die tent. Paulus praat van, wanneer ek hierdie liggaam neerlê, het ek 'n nuwe tent. Wanneer ek hierdie tent neerlê, het ek 'n hemelse tent wat vir my wag. So my fisiese liggaam is hierdie tent, waarvan verwys word in Psalm 118, maar uit hierdie tent moet daar 'n kreet kom, daar moet 'n klank kom, daar moet 'n sangstuk kom, daar moet 'n vreugdelied kom, 'n vreugdelied wat praat van redding, 'n vreugdelied wat praat van verlossing. En hoor die bewoording wat aan ons oorgedra word. Vreugdeliedere van redding word gesing in die tente van die regverdiges. Die Here se regterhand het roemryke dinge gedoen. Die Here se regterhand is triomfantlik omhoog. Wat is die Here se regterhand? Op die regterhandkant van God die Vader is 'n troon. Jesus Christus is op daardie troon en aan hom word 'n belofte gemaak. Sit, ek sal vanaf jou teenwoordigheid die heerskappy uitstrek, sodat vanaf Sion, die kerk, die groepering van gelowiges, vanaf daar sal jy heers oor al jou vyande, jy sal die vyand betree in 'n gevegstryd, jy sal hulle oorwin, jy sal triomfantlik wees en jy sal hulle 'n voetbankie maak. Ek sal dit verseker, het die Here gesê in Psalm 110. Nou word aan ons gesê, ons moet dit net sing dit net, sing dit net. Vind 'n lied, vind 'n psalm, vind 'n evangelielied, 'n koortjie wat oor hierdie dinge praat en laat dit uit jou tent weer klink, laat dit uit jou mond kom, laat jou liggaam ingespan word om krag af te gee in jou pogings om God te eer daarvoor. Dan sê dit, die Here se regterhand het roemryke dinge gedoen. Ek sal nie sterf nie, maar lewe en van die Here se werke vertel. Die Here het my swaar gestraf, maar nie aan die dood oorgegee nie. So dis vir ons 'n wonderlike ding om te besin. Maak oop vir my die poorte van regverdigheid, dan sal ek ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here. Die regverdiges gaan hierin. Ek prys U omdat U my verhoor het en my redder geword het. Ek lees dit in die Engels ook. Vers 19 sê, open for me the gates of righteousness. I will enter and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord, through which the righteous may enter. I will give thanks, for you answered me, you have become my salvation. So, wat gebeur het in hierdie
tussentydpause vanaf Hemelvaart tot Pinkster. God het geonderteken 'n kontrak met Jesus Christus om die oorwinning wat hy behaal het deur die moeitevolle lydenssmarte van die kruisdood en die opstanding uit die dood het, om dit aan ons oor te dra, aan ons. Waar vind ons dit? Op die regterhandskant waar Jesus sit. En Jesus word vir ons die arm van die Here. En Jesus is vir ons die hand van die Here. En al wat van ons geverg word, is om dit uit ons tente uit te uiter. In lofliedere, in jubel, in sangstukke en in danksegging. En wanneer ons onsself vind dat ons voor God verkeer om net dankoffers voor hom te betoon, word die gebaar van dankoffers dien 'n poort, 'n hek wat oopmaak na geregtigheid. Geregtigheid is die volmaaktheid, die volbraaktheid van God se getrouheid rondom sy beloftes. Ware geregtigheid het te doen hiermee dat ons God glo vir wat hy gesê het, hy sal doen. En wanneer dit gebeur, is daar 'n loslating van mag, van krag, van sterkte, van salwing. Jy sal dit voel, jy sal dit ervaar, jou omstandighede sal 'n verandering, 'n metamorfose, 'n gedaantewisseling deurgaan. En ons sal vind dat die ding wat God aan ons beloof het, het gemanifesteer. Die Engelse weergawe van hierdie Psalm 118 in 'n sangstuk in die Engels sê, "Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is on high." En die regterhand, arm en hand van God die Vader is die persoon van Christus, is die naam van Jesus. Dit is wat hy alreeds behaal het vir ons, en al wat ons gevra word om te doen, is om daaroor te praat, daaroor te sing, daaroor ons. Dit is die kolevuur, dit is die vlamme van danksegging, wat aanvaarbaar is vir God die Vader. Dit maak die poorte en die hekke oop. Jesus se naam, Jesus se Gees, Christus, die Heilige Gees, die salwing van die Allerhoogste, sal al hierdie dinge vir ons 'n werklikheid maak. Sal ons saam bid. Vader, ons dankie, soos ons onsself verbind om U te loof, om U te prys, om dankie te sê vir dit wat U alreeds verrig het, my God, en dit wat U nog sal doen in Jesus kostelike naam. Ons aanbid U en ons gee U al die eer, soos ons dank neerlê. Dankie Vader vir dit wat nog gaan geskied. Help ons om onsself so in te lyf om U altyd te eer vir U goedheid en guns. Dit bid ons nou in Jesus naam. Amen en amen. Who is he?